Goeiemiddag, graad 12 onderwysers en graad 12 leerders. Ons verwelkom julle vanmiddag hier in ons vierde telematiese uitsending. Ons vertrou dat julle is lekker knus en gerieflik daar met julle studiemateriaal en skryfbehoeftes reg vir 'n baie vol en interessante sessie. Maar alvorens ons daar begin, wil ek eers graag my getroue en mede-aanbieder aan julle voorstel, en dit is meneer Forbes, en dan wil ek graag hê meneer Forbes moet so ietsie meer aan homself sê. Baie dankie Janine. Goeiemiddag maats, in die koue wat ons beleef. Ek hoop julle is verseker as daar enige haalstorms is. Dit is 'n belangrike, my naam is Trevor Forbes, soos Janine alreeds gesê het vir julle. En ons gaan hierdie sessie aanbied oor versekering. Dit is 'n kardinale, finale gedeelte van die werk wat belangrik is vir die eksamen, en asseblief sê vir gee vir ons op die e-pos ietsie daarvan, vra vragies, en kom ons doen ons beste vir die finale eksamen. Ons soek nie, wat telematies aanbied wil graag hê, geen 30% nie. Kom ons probeer ons beste. Ons weet jy kan dit doen. Baie dankie maats. Goed, baie dankie meneer Forbes. Graad 12, ons gaan net gou na die skerm toe, ons almal welkom geheet. Op die skermpie wil ek hê jy moet solank jou pen byderhand kry en afskryf die volgende adres. Indien jy enige navrae na die sessie het, en dan kan jy dit rig na ldimomberg@gmail.com. En dan ook, moet asseblief nie vergeet om met ons te gesels hier in die ateljee nie. Ek wil graag een en elk welkom heet. So die SMS nommer is 31498. So, kom ons begin onmiddellik graad 12. Graad 12, soos wat julle weet, besigheidstudies bestaan uit ons 4 hoofonderwerpe. Ons het ons besigheidsomgewings, besigheidsgeleenthede, besigheidsrolle en besigheidsbedrywighede. So vandag ons 4de sessie gaan ons begin met besigheidsgeleenthede, onder andere versekering. Maar graad 12, ek wil ook voorstel dat hierdie 4 hoofonderwerpe, dat jy, wanneer jy studeer, moet jy dit in daardie volgorde doen. As jy omgewingsleer, daardie eerste 3 bymekaar: impak, wetgewing, strategieë en sakesektor, geleenthede, bestuur en leierskap, sekuriteite, versekering, ondernemingsvorme, aanbieding en data. Kom dit by jou rolle, dan is dit etiek, kreatiewe denke, korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid, korporatiewe maatskaplike investering, menseregte en spanprestasie. Laaste maar nie die minste nie, dan het ons die bedrywighede met jou menslike hulpbronne en gehalte prestasie. So, graad 12, ons gaan vandag amptelik begin by ons beleggingsversekering. So, kom ons kyk. Almal van julle het darm al te make of gehoor van versekering. Nou net om jou geheue so bietjie te verfris, kom ons kyk gou of jy die volgende name kan identifiseer daar terwyl jy met jou juffrou in die klas sit. Jy gaan sien daar is Sanlam, Old Mutual, Liberty Life, en dan sien jy groot Outsurance, jy sien Auto and General, jy sien Hollard en jy sien Discovery. Jy sien ook vir Clientele daar, Alexander Forbes, jy sien ook daar die Absa. So, graad 12, dit is net om vir jou net herinner aan hierdie verskeie versekeringsmaatskappye wat ons kry. Ons gaan later in die program gaan ons bietjie meer spesifiek wees, sodat jy kan sien watter gedeelte is die langtermynversekering en watter deel is dan die korttermynversekering. Goed, so almal is gereed, kom ons begin. Ek gaan
die volgende skyfie gaan ek vir jou wys die aspekte wat ons in hierdie sessie gaan dek. Dit is 'n lywige program graad 12, so jy moet absoluut gefokus wees. Ons gaan kyk na die beginsels van versekering. Ons gaan kyk na konsepte. Hoekom is versekering so belangrik? Ons gaan kyk na die tipes versekering wat jy kry. Wat is die verskil tussen versekering en assuransie? Kan nog 'n kopkrapper wees. Ons gaan ook kyk na wat is versekerbare belang en nie versekerbare risiko. Ons gaan kyk na evalueer die nut van versekering. Hoekom is dit belangrik vir individue sowel as vir die besighede? En dan graad 12 gaan ons ook kyk na verpligte en nie verpligte versekering. Goed, so ons is almal doodreg vir hierdie sessie. So my eerste vraag aan meneer Forbes is, meneer, hierdie versekering, kan jy miskien vir die leerders bietjie meer vertel, miskien vir hulle die definisie gee van wat is versekering? Baie dankie Janine. Maats, almal van ons het versekering nodig. Ons weet nooit wat sal gebeur nie, wanneer gaan dit gebeur nie, en is baie belangrik om versekering uit te neem. Dis 'n keuse wat elkeen van ons het, maar dis tog belangrik in deesdae se leefwyse vanweë die gejaagdheid om versekering uit te neem. As ons kyk na 'n versekeringskontrak, is daar twee partye wat betrokke is. Die versekerde, dit wil sê die individu of die besigheid wat die polis uitneem. En dan is daar ook die versekeraar, soos Janine vir julle nou gewys het, daai klompie handelsname daar, Oudtshoorns, die Groenlaken ene, Santam en dis meer, hulle word genoem die versekeraar. Dit wil sê, hulle is die diensverskaffers tot daardie polis wat jy uitneem. Hulle dra ons risiko en in ruil daarvoor dat hulle daai risiko dra, betaal ons aan hulle 'n maandelikse premie. Ons betaal aan hulle maandelikse premie. So wat is 'n versekeringskontrak? Dis waar 'n ooreenkoms gesluit word tussen ons, die besigheid, die versekerde en dan ook die versekeraar wat ons skadeloos stel, die risiko neem en dan betaal ons aan hom 'n premie. Goed, meneer, dit is graad 12. Ek dink beter kon jy dit nie en makliker kon jy dit nie gekry het nie. Nou moet ons kyk, meneer praat van 'n kontrak. Hy praat oor versekeraar, versekerde. So kom ons kyk net na 'n paar van hierdie konsepte. 'n Paar van die konsepte, maar alvorens graad 12 by sekere van hierdie konsepte kom, wil ek hê meneer moet vir ons net kortliks verduidelik. Ons gaan vir ons konsepte wil ek hê u moet vir die leerders net gou die verskil aandui tussen die wat is versekering en wat is assuransie? Baie dankie Janine, baie dankie. Maar dit klink amper eenders, maar dit is nie. Versekering is dit wat mag gebeur. Dit wat kan gebeur. Dit is 'n spesifieke gebeurtenis. Byvoorbeeld diefstal kan gebeur. Inbrake kan gebeur. So dit is spesifiek en versekering is gebaseer op skadeloosstelling. Ek gaan later daaroor praat oor daardie konsep skadeloosstelling, maar versekering is gebaseer op skadeloosstelling en versekering moet jy eis. Wat bedoel ek daarby? Die versekerde moet eis. Ek gaan nie weet as versekeraar jou huis het afgebrand nie, totdat jy die telefoon optel en vir my sê, meneer, my huis het gister afgebrand en sovoorts, daar was 'n vloed ook gewees en dis meer, dan is ek eens bewus van jou risiko wat jy onderneem het. So dit is baie belangrik dat versekering kan gebeur, mag gebeur en dis gebaseer op korttermyn huishoudelike motorprodukte en dis meer en is gebaseer op skadeloosstelling, maar baie belangrik, daar moet geëis word deur die versekerde sodat die versekeraar bewus kan wees. Maar kom ons gaan na assuransie. Assuransie is 'n definitiewe gebeurtenis. Dit gaan uitbetaal. Dit gaan uitbetaal byvoorbeeld uittreë aan 'n tyd. Jy gaan doodgaan. Jy gaan aftree op jou ouderdom van 65 jaar en sovoorts. So dis 'n definitiewe gebeurtenis en
Dit is 'n langtermyn periode gewoonlik. So die verskil tussen versekering is, die een kan gebeur en wat spesifiek is en assuransie, dit sal gebeur. Jy moet doodgaan. Jy moet 'n soort van aftree eendag uit die werk uit en dit is assuransie, dit sal gebeur. Goed, meneer, baie dankie. Maar ek het gesien ons het 'n paar gaste al wat ingeskakel is en ons wil van die geleentheid gebruik maak en vir Klein Nederburg wil ek sê baie welkom by ons program. Ons het ook vir 'n hoërskool Kuruman. Ons het vir Pakkelsdorp sekondêr met meneer Simon en hy sê geniet die les. Baie dankie meneer. Ons het dan ook vir Homewell High en welcomes Mr Forbes. En ons het vir High Stellenzicht sekondêr met juffrou Michelle de Jager. Juffrou, welkom by ons program. Tafelsig hoor, baie dankie. Dit is altyd lekker om ook julle name op die skerm te sien. En ons gaan vir julle baie meer voorbeelde ook nog gee. Leslie Jefte is ook hier en sy sê sy sien baie uit na die les saam met mevrou Voges. Welkom mevrou. Hoërskool Keimos, lekker daar in die Noord-Kaap, is ook saam met ons. En dan is hulle gereed om meer te leer, meneer, dit is wonderlik. Ek beloof vir jou graad 12, jy gaan definitief nie spyt wees oor hierdie versekerings telematiese uitsending nie. En dan die laaste, nog nie die laaste, ons het hoërskool Hantam in Calvinia, hoërskool Williston en jene lekker om weer hoërskool Boesmanland se naam te sien. Aan al die graad 12 leerders, sowel as julle opvoeders, verskriklike dank vir hierdie opoffering om ingeskakel te bly tot vir die volgende uur. So baie dankie. Goed, meneer Forbes, kom ons kyk. U het nou mooi vir hulle verduidelik die definisie van versekering. U het vir die leerders verduidelik wat is die verskil tussen versekering en assuransie. En nou gaan ons kyk, wil ek hê meneer moet net so bietjie gou net weer bietjie raak aan die konsepte, net om hulle geheue so bietjie weer te verfris. Goed. As ons kyk na die versekeraar, dan kyk ons maats na die versekeraar is die persoon wat die diens lewer. Dit wil sê hy is die persoon wat die risiko aan die einde van die dag namens jou dra. Jy word genoem, jy of die besigheid wat bestaan word genoem die versekerde en jy betaal aan hom 'n premie, aan die versekeraar betaal jy 'n premie vir die risiko. Nou wat is 'n risiko? 'n Risiko is die moontlikheid dat iets kan, mag of sal gebeur. So jy het nie altyd die geld om dit te doen nie en die maatskappy, die versekeraar onderneem om daardie risiko van jou af weg te neem en dit vir jou te dra in ruil vir daardie premie. Goed. Meneer, as ons kyk na die die konsep verduidelik van versekeraar, versekerde, risiko. Kom ons kyk, wat sal meneer sê, hoe sal meneer 'n versekeringsmakelaar adviseer? Is meneer kan meneer bietjie meer vir hulle verduidelik ten opsigte van dit? Maats, as ons kyk na 'n versekeringsmaatskappy, 'n makelaar of 'n adviseur is iemand wat baie weet van die ekonomiese sy en agtergrond en probleme wat hedendaags gepaard gaan met versekering en wat vir jou die beste advies kan gee volgens jou premie, raad kan gee vir die pakket wat volgens jou premie uitwerk. Onthou, ek wil net 'n belangrike ding noem, nou wat Janine vir my gevra het oor die versekeringsmakelaar en adviseur, dit is nie die versekeringsmakelaar of adviseur se doel om vir jou te laat weet jou motor se boekwaarde is nou laer as jou premie nie. Jy betaal te veel vir jou premie nie, want jou boekwaarde het 'n bietjie gedaal. Dit is jou verantwoordelikheid om deeglik rekord te hou van daardie boekwaarde van jou bates, want anders aan die einde van die dag gaan jy 'n hoër premie betaal vir iets wat baie laer is aan die einde van die dag wanneer jy in 'n ongeluk kom of iets gebeur. So die makelaar, versekeringsmakelaar, adviseer jou rondom hierdie aspekte en gee vir jou die beste pakket wat geskik is vir jou doel. Goed, baie dankie. Meneer, daar het nou in die gesprek 'n woord
terminologie, konsep na vore gekom, boekwaarde. As ek net kortliks, want ek is bang met dit is 'n magdom van konsepte wat ons graad 12s vandag van hoor, miskien wat hulle al reeds in die klas gedoen het, maar net om doodseker te maak dat hulle presies weet wat hierdie boekwaarde dan is, want ons gaan later nog oor meer konsepte praat en dan is ek bang daar kan dalk 'n verwarring intree. So meneer, net kortliks boekwaarde. Graad 12 boekwaarde se definisie basies is kosprys minus die waardevermindering. Kom ons maak 'n voorbeeld. 'n Huis se waarde vermeerder gewoonlik. Maar as kyk na 'n motor, die wear en tear, as ek so moet sê, wat jy elke jaar doen, jy koop die motor teen 'n sekere bedrag, maar elke jaar verander daardie motor vanweë nuwe modelle wat uitkom, die kar verouder byvoorbeeld, slytasie en dies meer. Dit wil sê die kosprys is dan nie meer dieselfde nie. Hy verminder as jy hom gekoop het vir R30,000 vir die eerste jaar, vir die tweede jaar het hy miskien met R2,000 verminder, dan gaan hy R28,000 wees en daarvolgens word hy dan verder bereken. So dis kosprys minus waardevermindering. Goed, meneer Forbes, baie dankie. Graad 12 en ek vertrou dat jy daardie konsep ook nou verstaan. Nou gaan ons verder en ons kyk na of meneer vir ons kan sê wat is die versekeringspremie of premie? As ons kyk na die versekeringspremie, maats, dit dek jou risiko. Dit is jou maandelikse bedrag volgens waarvoor jy as versekerde deur die versekeraar verseker is. Dit is jou premie, hang af van jou behoefte wat jy het, of dit nou 'n lewenspolis is, of dit nou 'n uitkeerpolis is, korttermyn of langtermyn, wat ook al sê, daar is 'n hoeveelheid bedrag gekoppel aan daardie premie, en hoe hoër jou risiko byvoorbeeld, hoe groter gaan jou premie wees, hoe laer die risiko, hoe minder gaan jou premie wees aan die einde van die dag. Goed, baie dankie meneer Forbes. Graad 12, as ons kyk na die volgende konsep, hulle praat van 'n versekeringspolis. En as ek net so 'n bietjie so daar ook by kan aansluit, die versekeringspolis, dit is jou kontrak wat gesluit word tussen die versekeraar en die versekerde. Dit is dit gaan dan jou versekeringspolis wees. Dan moet ons ook verder kyk na die volgende konsep. Ons praat van korttermynversekering. Ons praat ook van langtermynversekering. Later in die program gaan ons 'n bietjie meer daaroor uitbrei en dan gaan ons later in die program bietjie meer uitbrei oor verpligte versekering. So kom ons kyk net gou graad 12 net om so 'n bietjie jou geheue te verfris. Ons kyk net gou so na 'n paar na die skerm voor ons. Ons kan kyk daar, as ons kyk na die versekeraar, en dan kyk ons dit kan onder andere byvoorbeeld, ons kyk na Sanlam, Old Mutual, versekeraar, dit kan korttermynversekeraar wees, Outsurance, Hollard, Santam, en dan kan die versekerde, dit kan individue wees graad 12, of dit kan selfs 'n besigheid wees. En dan is daar ook ietsie wat volgende term wat ons gepraat het oor, dit is die risiko waarvan meneer gepraat het, en dit moet ons onthou, die risiko, dit beteken, dit is wanneer sekere gebeurtenisse of verliese gelei word. Daar het ek 'n voorbeeldjie van jou makelaar of jou adviseur. Belangrik tussen die makelaar en adviseur, die makelaar kan vir jou 'n groot verskeidenheid of 'n wye verskeidenheid van produkte aanbied, terwyl die adviseur beperk is tot een spesifieke maatskappy net. En dan het ons die versekeringspremie, dit is mos nou maar geld wat betaal word, en die versekeringspolisie, ons kontrak, en later praat ons oor korttermynversekering, langtermynversekering, en dan gaan ons bietjie meer uitbrei oor daardie huis wat besig is om te brand. Goed, graad 12, die volgende aspek wat ons oor wil praat is die beginsels van versekering. Onder andere, daar is 4 beginsels, daar is 'n 5de een. Ons gaan 4 van daardie net 4 beginsels gaan ons bespreek. Die eerste beginsel waar ons gaan praat is goeie trou. Dan gaan ons ook praat oor versekerbare belang.
Ons gaan kyk na skadeloosstelling of ons gaan skadeloosstelling of sinoniem vrywaring en dan gaan ons ook bespreek die Avery-klousule. So dit is nogal 'n mondvol, nee, meneer Forbes, dit is 'n mondvol graad 12. So kom ons begin by die eerste belangrike beginsel van versekering. En ek gaan vir meneer Forbes vra om vir ons te verduidelik goeie trou. Janine, baie dankie. Voor ek verder verduidelik, wil ek net sê vir Homewell High, ek is bly dat daar 'n skool, dit was my ou skool Janine wat ek voor ek Kaap toe gekom het, wat ek skool gegaan het. Baie bly om te sien Mr. Peterson as jy betrokke is. Goeie ding wat jy doen. Ek hoop jy kry die 100% van jou leerders. Sterkte. Maats, goeie trou. As mense 'n versekeringskontrak uitneem, dan is dit belangrik dat daar 'n mate van integriteit is, daar 'n mate van eerlikheid is tussen die versekerde en die versekeraar. Ek kan byvoorbeeld nie sê as ek 'n versekeringskontrak met 'n versekeraar aangaan, hulle vra vir my, gebruik ek my motor vir persoonlike gebruik? En ek sê ja, dit word so neergestipuleer, die kontrak word geteken en dan gebruik ek my motor om skoolkinders te vervoer. Dit wil sê dis 'n besigheidsgedeelte daardie. Dit is oneerlikheid. Dit is nie goeie trou nie. Die verhouding is dan bederf. En as hulle uitvind aan die einde van die dag dat ek skoolkinders vervoer, dan is my kontrak met hulle nie meer geldig nie en hulle het die reg om dit dan te kanselleer. So, wat ek sê, beide die versekerde en die versekeraar moet eerlik wees wanneer die versekeringskontrak gesluit word. Besonderhede wat die versekerde verskaf ten opsigte van wat die kontrak moet ten alle tye waar en akkuraat was. En as ek kinders vervoer en ek het gesê dis my persoonlik gebruik net op en af, Janine, is ek in groot moeilikheid. Absoluut. Meneer, en dan bring dit vir ons graad 12 by die volgende beginsel. Ons het weet nou wat goeie trou is en nou kyk ons na die tweede beginsel van versekerbare belang. Maats, as ons kyk na versekerbare belang, as ek 'n telefoon optel en ek bel die versekeraar, gaan hulle my vra, wat wil u verseker, meneer? Wat wil jou besigheid? Wil jy jou besigheid verseker? Wil jy iets verseker? So wat is versekerbare belang? Dit is 'n persoon wat 'n bate verseker en daarvoor kan eis indien hy sy 'n finansiële verlies kan ly. Dit wil sê daar moet 'n soort van evidence wees wat jy wil seker. So wat is versekerbare belang? Dit kan wees jou vrou, dit kan wees jou eggenoot, dit kan wees jou huis, jou motor, maar definitief iets wat jy finansiëel 'n verlies kan ly daarvolgens. Dit is 'n versekerbare belang. Goed, baie dankie meneer. Kom ons kyk meneer na die volgende beginsel. Goeie trou, versekerbare belang. Kom ons kyk so 'n bietjie na skadeloosstelling, wat meneer eens gou vir hulle net die konsep verduidelik van skadeloosstelling. Maats, ek dink dit is seker die mees belangrikste, behalwe sekuriteit en goeie trou, is dit seker die mees belangrikste beginsel, want die hele versekering is gebou op skadeloosstelling. Nou wat is skadeloosstelling, maats? Onthou, ek die versekerde, jy die versekerde, kan nie 'n wins maak uit die versekeraar nie. Dit wil sê, jy kan nie 'n bedrag vir albei korttermynversekering waar jy jou motor verseker en sovoorts, kan jy nie 'n wins maak deur 'n versekering nie. Dit moet nie tot die versekeraar se nadeel wees, tot jou voordeel nie en ook nie omgekeerd wees nie. Skadeloosstelling sê die versekeringsmaatskappy gaan dra die risiko. En as jy 'n risiko oorkom, iets gebeur met jou ten opsigte van waarde, R10,000 of wat ook al, gaan hy vir jou in dieselfde posisie plaas voor jy die versekering uitgeneem het. Dit is wat skadeloosstelling is. En ek gaan dit doen met 'n voorbeeld. Hy plaas jou in dieselfde posisie waar jy was. Kom ek gebruik die voorbeeld. Ek het 'n motor van R10,000. My skade is R10,000 en ek het 3 polisse. Onthou, geen voordele
geen voordeel vir my nie. Geen nadeel vir die versekering nie. Ek moet nie wins kan maak nie. Maar nou het ek 3 polisse korttermyn. Polis A, polis B en polis C. Ek sal juffrou net vir hulle wys die sommetjie daar. Kan ons net 'n oorskoot kry asseblief? Goed. Polis A, my skade is R10,000 en ek dink nou ek gaan nou die versekeringsmaatskappy lekker bykom. Onthou, polis A het ek R5,000, polis B het ek R10,000, polis C het ek R15,000. Dit wil sê, ek gaan nou uitkry R20,000 aan die einde van die dag. Meer as wat my skade is. Dis mos nie regverdig nie, maats. Skadeloosstelling sê, ons moet jou plaas in dieselfde posisie. Jou risiko is R10,000. So wat gebeur nou, jy daai 3 polisse? Ons kom 3 maatskappye kom by mekaar en dis die sommetjie wat gedoen word. 5,000 oor 30,000 maal met 10,000 oor 1 en 'n sekere bedrag word gekry daarvolgens. Ons doen die tweede ene 10,000 oor 30,000 maal met 10,000 oor 1 en ons kry nog 'n bedrag. Juffrou sê vir ons die bedrag. Klomp 3. Yes, klomp 3. En ons kry nog 'n bedrag, juffrou. Ons kry 15,000 oor 30,000 maal met 10,000 oor 1 en ons kry nog 'n bedrag. Dit is op die kop R5,000. R5,000. Maats, as ons daai totale nou saamtel, wat gaan jy kry? Glad nie 30 of 20,000 rand nie. Jy gaan 10,000 rand kry, maats. Plaas jou in dieselfde posisie. Geen voordeel vir jou nie. Ons neem net jou risiko, sê die versekeraar. Jy was 10,000 rand se probleem het jy gehad. Ons gaan jou 10,000 rand of jy nou 3, 4 polisse het korttermyn. Ons gaan jou plaas waar jy was, R10,000. Baie dankie. Goed, baie dankie meneer. Dit is absoluut fantasties verduidelik, né? Leerders, jy moet onthou, skadeloosstelling of versekering, as ek dit so kan herparifiseer. Versekering, dit is nie verryking nie. Nee? Albei die versekeraar en die versekerde moet in dieselfde posisie wees. Indien daar verlies is, dan moet daardie verlies net gedek kan word. Goed, meneer, dit was ons 3de beginsel. 4de beginsel, gaan ons kyk na die Avery-klousule, graad 12. Meneer, verduidelik vir ons 'n bietjie meer oor die Avery-klousule, net die teorie rondom Avery-klousule. Maar Avery-beginsel is gebaseer op onderversekering. Nou, onderversekering is waar jou huis minder is, jou versekeringswaarde is minder as jou markwaarde. As die markwaarde byvoorbeeld R300,000 vir jou huis is jou versekeringswaarde R200,000. Dit wil sê dis met R100,000 minder. So jy word eintlik gekort bietjie hierso. R100,000 is jy dan minder nou, maar dit wil sê jy gaan betaal 'n premie vir R200,000. So as jy skade gaan optel, dan gaan daar 'n probleem wees. So wat gaan gebeur nou? 1, Avery sê, dis gemik op onderversekeringsles. 2, Avery sê, indien so iets gebeur waar daar jou polis net 70% dek, gaan jy verantwoordelik wees vir die ander 30%. Dit wil sê, jy die versekerde, gaan dan jou eie versekeraar word. Dit wil sê, jy gaan 'n groot gedeelte ook uit jou sak uit moet betaal, want die huis is, of die produk is onderverseker. Goed, meneer, baie dankie. So graad 12 dae gaan ons nou onthou ons 4 beginsels. Die eerste een is goeie trou, tweede een versekerbare belang, derde jou skadeloosstelling of vrywaring en die vierde een is die Avery-klousule. Goed, meneer, voor ons voortgaan wil ek eers nog so paar, ons het nou niks meer mense nie, ons gaan waag en kyk of ons na die volgende bespreking of daar weer mense gaan wees wat met ons gaan gesels. Goed, graad 12, kom ons gaan kyk. Dit is 'n baie belangrike aspek in versekering en dit is die volgende. Ons moet gaan kyk na wat is verpligte versekering en wat is nie verpligte versekering. En normaalweg dit is
toevallig kan 'n lang vraagie soms in die eksamen wees, want ek het al so 'n paar ou vraestelle gewerk en dan is dit 'n baie gewilde vraagie wat altyd gevra word. So, ek gaan vir meneer Forbes vra om vir ons net kortliks voorbeelde te gee en dan vir ons 'n bietjie meer verduidelik rondom die wat is verpligte versekering en wat is nie verpligte versekering. Goed, meneer Forbes. Ja, verpligte versekering, baie belangrik, maats, is volgens wetgewing daar gestel. Jy kan nie daarsonder wegkom nie en is 'n belangrike sê, dit is nie 'n keuse nie, dit is verpligtend soos deur die wetgewing daar gestel. En daar's 3 tipe forme wat ons aantref. As ons kyk na verpligte versekering, dan kyk ons eerstens na, ek gaan dit sommer nou deur mekaar in die orde sê, ek noem dit net en dan kan ons weer daarna kyk. Ons praat van die eerste een, die WVBBS. Dit beteken die wet op vergoeding, beroepsbeserings en siektes. En dan is daar die wet, die werkloosheidsversekeringsfonds. En dan is daar padongeluksfonds wat verander het, onderwysers, ons wil net vir julle inlig, dat julle baie tred moet doen op die nuwe verandering, die wysiging wat gemaak is op die padongelukfonds. Dit staan bekend as die padongeluksvoordele skema. Dit is die 3 verpligte versekering. En as ons kyk na die nie verpligte versekering, maats, dan kyk ons na versekering wat jy nie byvoorbeeld, jy het 'n keuse om lewensversekering uit te neem. Jy het 'n keuse om uitreaniteit uit te neem. Jy het 'n keuse om korttermynversekering teen diefstal, inbrake, brand, vloede en sovoorts uit te neem. Die keuse, jy's gevrywaar in 'n manier om nie dit te neem nie. Verpligte versekering, dit is wetlik en moet uitgeneem word. Goed, meneer Forbes, baie dankie. So, graad 12 nou, ons het al baie ver gekom vandag. So jy het baie konsepte, beginsels, definisies, wat is verpligte versekering, wat is nie verpligte versekering. Maar nou moet ons heen gaan en as ons kyk na onder andere die verpligte versekering, gaan ek vir meneer Forbes vra om dalk vir ons net so bietjie meer te verduidelik oor werkloosheidsversekeringsfonds. Baie dankie, Janine. Maar het is baie belangrik. Ons almal werk. Jou mammy, jou pa werk. En moontlik is daar die werk wat hy word afgedank en dies meer. So die werkloosheidsversekeringsfonds is daar om die werkgewer en die werknemer te beskerm basies teen 'n verlies van inkomste. Baie belangrik dat hulle dra by tot die werkloosheidsversekeringsfonds. Die werkgewer dra 1% by en die werknemer dra 1% by. Dit wil sê beide van hulle dra 2% in totaal by tot die werkloosheidsversekeringsfonds. En as ons goed, graad 12, voor ons verder gaan, ek het nou gesien op die skerm, daar is so 'n paar skole wat ingeskakel is, en ek wil bitter graag vir hulle net welkom heet. Ons kyk, dit is Swartberg Sekondêr in die Oeverberg, sê middag, en dankie vir die sessie, en dan is ons ingeskakel, dit is Tristan, Kayla Maurice, Kurdley Jade, Jacobs, Sherna Titus en Inge Collins, en hulle is allemaal van Pakkelsdorp, welkom, en dan iemand sê vir ons, ja, hi, goeiemiddag, dis die skool van Pakkelsdorp Hoërskool, en ons is gelukkig om ingeskakel te wees, en dat ons baie uit hierdie klasse uitleer, baie dankie. Al die graad 12 skole wat ingeskakel is, ons sê vir julle baie dankie, dis absoluut 'n voorreg, as ek hier op die skerm kan kyk, en om elkeen net so van tyd tot tyd welkom te heet. Goed, meneer, kom ons gaan so 'n bietjie verder en dan gaan kyk ons na wat is die regte graad 12 van hierdie werkloosheidsversekeringsfonds. Meneer, help vir ons. Maar as ons kyk na die voordele, werkers kan eis vanaf die dag wanneer hulle opgehou werk het, tot hulle voordele uitgeput is of tot hulle weer begin werk. Voordele mag stop as die werknemer weier om te werk of om werk te aanvaar
of die opleiding by te woon of raad of advies in te win, dan stop hierdie voordele. Waarvoor is hierdie voordele nog? Dit gaan oor siektevoordele, kraamvoordele, aanneemvoordele. Ek het nooit dit geweet nie. Aanneemvoordele tot en met 2 jaar oud kan jy 'n dogtertjie of 'n seentjie aanneem en dit is gedek daarvoor. En dan is daar ook afhanklikheidsvoordele. Afhanklikheidsvoordeel sê vir jou kan eis in die geval van die afsterwe van die persoon wat die huishouding finansiëel ondersteun. Dit wil sê die broodwinner in die huis, hy sy afhanklik is, trek voordeel daaruit. Dit wil sê die eggenote van die oorlede wanneer hy of sy werkloos is. Goed, meneer, so, ons het nou gekyk na die werkloosheidsversekeringsfonds, die voordele en die regte van die werker. Kom ons kyk ook na die tweede verpligte versekering en dit is dan Engels praat al van COIDA, graad 12. Dis belangrik dat ek vir jou sommer altyd sê want 'n mens weet nooit hoe hulle dit in die vraestel ook vir jou kan weergee nie. So ons kan praat van COIDA of ons kan praat van die wet op beroepsbeserings en siektes. Ja. Goed, so meneer, kom ons kyk 'n bietjie daarna wat sê hierdie COIDA vir ons, net so 'n voorbeeld vir ons daarvan. Maats, julle weet almal in die eerste hoofstuk, vorige hoofstukke het julle dit al gedoen al. Die wet op vergoeding beroepsbeserings en siektes speel 'n baie belangrike rol ten opsigte van verpligte wetgewing in rakende versekering. As julle weet dat julle die werkgewer, die werknemer kan moontlik seer kry by die werk, dan is waar hy miskien gestremd kan raak en dies meer, dan word hy ook gedek daardeur. Kom ons kyk, beskerm besighede teen die eise van werknemers wat gedurende die uitvoering van hulle pligte beseer word. Dis die vergoeding wat gegee word vir afhanklikes van persone wat dood is as gevolg van siektes of beserings aan diens, mense aan diens. So as die man met die motor staan by 'n plek wat nie sy werkplek is nie, dan is hy in gevaar om nie uitbetaling te kry nie. Byvoorbeeld, hy gaan staan gedurende sy werktyd, waar hy in Somerset West moes gewees het, staan hy langs by 'n kroegie en dis 'n probleem, dan is hy in 'n moeilikheid met die wet op vergoeding beroepsbesering en siektes. So die werknemer moet 'n bona fide werker wees. Dit wil sê, sy moet wetlik deur die werk aangestel was. Beserings moes gebeur het terwyl normale take verrig was. Maats, dis baie belangrik, beserings moet gebeur terwyl normale take verrig was. So as jy op die werkplek seer kry in jou werkstyd, is dit 'n geldige rede om by die versekeringsmaatskappy aanslag te vind ten opsigte van jou klagte. Goed, baie dankie meneer. En graad 12, die belangrikheid van jou COIDA is ook, ons het dit in die eerste kwartaal ook reeds gedoen, so nou kan jy ook sien die voordeel daarvan, as jy jou besigheidsomgewings goed gestudeer het en jy ken jou wette, onmiddellik kan jy weer eens daai kennis gebruik om dan dit ook van toepassing te maak in beleggingsgeleenthede. Goed, meneer, kom ons kyk na die laaste een, ons kyk na ons POFs, graad 12, en dit is die padongelukke voordele skema. In die ou tyd het hulle gepraat van die padongelukke fonds, maar nou alles verander en ons moet tred hou en dit is wat besigheidstudies graad 12 so dinamies maak. Yes. En ek sê altyd besigheidstudies graad 12, dis 'n lewenstyl. Enigiets wat jy in die koerant sien, dis aktueel. So meneer, verduidelik vir ons hoe werk hierdie POFs? Maats, baie van destyds of kom ek stel dit so, baie van ons versekering is daar om ons te beskerm teen gebeure wat ons nie weet van nie, wat moontlik kan in ons pad kom. En soms is jy 'n passasier in 'n taxi, soms is jy 'n bestuurder self, en soms is jy net 'n normale voetganger wat die pad gebruik. Nou, POF of die nuwe gedeelte verandering padongeluks voordele skema is daar om almal nou te beskerm teen roekelose bestuurders. En waar kry die
padongeluksvoordele skema dan hulle geld vandaan? Dit is deur brandstofheffing. Alle motoriste wat vervoer gebruik, betaal dan 'n gedeelte aan die staat ten opsigte van die gebruik van die vervoer, brandstof, die vol van hulle tanke en dis meer, betaal hulle 'n sekere bedrag en dis waarvoor hulle vergoeding vandaan kry om vir jou en vir my te betaal. Maar om verder te gaan, die verskil tussen die padongelukfonds en die padongeluksvoordele skema wil ek net so liggies ophamer. Destyds was dit net gemik op bestuurders die padongelukfonds. Die eise was so verskriklik lank dat moontlik was jy alweer dat 3 jaar, 4 jaar gevat en daai 3, 4 jaar het jy tot sterf gekom wat die eis gemaak het. Daar was gevegte tussen wie die persoon wat werklik die oorsaak vir die ongeluk veroorsaak het, of ek nou die onskuldige party was en jy die skuldige party was. Daar moet nog bewys word aan die einde van die dag. Dis waarom dit was 'n uitgerekte proses, pof. Maar wat gebeur nou? Die padongeluksvoordele skema sê ons is hier om te assisteer, nommer 1. Nommer 2, dit was 'n foutiewe system. POF was 'n foutiewe system met baie gebreke. Byvoorbeeld advokate was gehuur en die proses is uitgerek en sovoorts. Maar ons het 'n manier nou waar ons eenmalig, daar is geen skuld meer, daar's nie 'n skuldstelsel, jy was skuldig, ek was skuldig nie. Dit word uit die weg gerem en advokate word beperk omdat dit gebeur nou. En ons betaal nou net vir jou R160.000 uit aan die einde van die dag. Dit is wat die padongeluksvoordele skema doen. Die maksimum bedrag wat ons vir jou gewillig gee is R160.000, maar ons assisteer jou ook nou. Die hele doel van die padongeluksvoordele skema is om jou te assisteer ook. Onthou destyds het ons vir POF het die mense 'n eenmalige groot bedrag gegee. 'n Eenmalige groot bedrag gaan hou. Daar sê jy het gestrem geraak in die ongeluk en dis meer. Die geld word opgebruik, hulle het niks meer nie en dis meer. Maar wat sê die padongeluksvoordele skema nou? Die padongeluksvoordele skema sê ons gaan nou 'n gestruktureerde plan vir julle hê waar julle slegs in paemente julle geld gaan kry direk in julle bankrekening, nie meer advokate nie, nie meer prokureurs nie, want groot bedrog het aangegaan destyds met POF. Dis waarom dit 'n foutiewelike geadministreerde stelsel was en dis waarom POVS nou is die padongeluksvoordele skema. So wat gebeur nou? Ons betaal die geld in jou paemente in jou bankrekening, jy kry dit en as jy reg is vir die werk, stop daardie paemente. Verbeel jou. Jy was reg vir die werk en ons POF het vir jou gegee die eenmalige bedrag. En jy is reg vir die werk. Dan het die padongeluksfonds baie verloor. Maar nou sê hulle, paemente, alle gebruikers wat betrokke is in 'n ongeluk, kom onder die padongeluksvoordele skema, mediese kostes en dis meer. Alles is nou verwant aan die padongeluksvoordele skema. Goed. Graad 12, so dit bring vir ons dan aan die einde van die versekerbare of verpligte versekering. Onder andere werkloosheidsversekering. Ons het gekyk na COIDA, wet op beroepsbeserings, en ons het gekyk na POFs, jou padongelukke voordele skema. So dit is jou verpligte versekering. As ons gou vinnig kyk na die ons het reeds ook gekyk na die nie verpligte versekering en nou ons tyd hardloop 'n bietjie uit. So nou wil ek net graag hê meneer met so kortliks gou vinnig raak aan wat is versekerbare risiko en nie versekerbare risiko. Maar dis baie maklik. Waarom is daar versekerbare risiko's? Onthou, as ons praat van versekerbare risiko's, is daar iets of iemand moet 'n finansiële voordeel uittrek. Die premie eenvoudig is eenvoudig baie laag. Dis waarom dit 'n versekerbare risiko is. Jy as versekerde kan dit hanteer jou maandelikse premie en dis hoekom dit 'n versekerbare risiko genoem word.
as ons kyk na 'n nie versekerbare risiko, luister my mooi, alle dinge op aarde is moontlik versekerbaar, maar sommige hang aan gevaar aan is so groot, die risiko is so groot, dat die premie baie hoog is. Dis waarom dit nie versekerbaar is nie. En ek kan 'n voorbeeld noem van 'n versekerbare risiko, diefstal, vloede, 'n brand breek uit. Dit is versekerbare risiko's, maar geld in transito en dis meer. Maar as ons kyk na nie versekerbare risiko's, dan praat ons van verandering in modes, dan praat ons van tegnologie, dan praat ons van die afstand as mens bederfbare produkte oplaai by fruit and veg oplaai en jy ry Johannesburg toe en dit is vrot, die vrieskas tussen Kaapstad en Johannesburg gaan af en jy kom agter dat al jou bederfbare produkte is vrot, dit is nie versekerbaar nie. En dan is daar ook oorlog aan die einde van die dag is ook nie versekerbaar nie, want die skattingswaarde vir die risiko is 'n bietjie te groot en is nie maklik bepaalbaar nie. Goed. Baie dankie meneer Forbes. Graad 12, kom ons gaan net vinnig deur die skerm. Verskoon tog. Die verduideliking van die volgende konsepte. Ek dink dit is ietsie wat julle in julle studiemateriaal wel by die skool ontvang het. Jy moet kyk na die beginsel en die betekenis van wat is oorversekering, onderversekering, jou AWRI of gemiddelde klousule, herinbesitstelling. Ons het net so vinnig daardeur gegaan, want ek is bang ons hardloop by tyd het, dan kan ons nie deur al die werk kom nie. So dit is baie maklik vir jou eenheid gesit. Dan gaan ons ook ietsie wat ek bitter graag net met die graad 12s wil deel, en dit is jou berekening oor oorversekering en onderversekering. En voor ons daarby gaan ons net gou vinnig hallo sê vir, dit is die sekondêre skool Kirkwood, baie dankie vir die interessante les, ons geniet dit baie. Hi Eerste Rivier Sekondêre Skool, sê groete, baie dankie Eerste Rivier Sekondêr, en hulle kuier saam met juffrou Boesak en juffrou Fax, dan geniet so die les Jodine Hendriks van Klein Nederburg. Goed, graad 12, kom ek stel dit net gou vir jou, die met oorversekering en onderversekering, dat is baie belangrik dat jy jou formule moet ken. Jy sal altyd, ek gaan vinnig net hier vir jou met jou deurhardloop, jy gaan sien, hulle sal vir jou in die eksamen, sal al vir jou scenario skets. Woorde wat belangrik is om te onthou, indien jy dalk jou formule vergeet, is woorde soos wat is die markwaarde, wat is die versekerde bedrag, en wat is die skade of wat is die eis. Baie belangrik. En as jy kyk na die formule, jy neem jou versekerde waarde, plaas dit oor die markwaarde en dan vermenigvuldig jy dit met die skade of die eis. En dit is hoe jy dan jou berekening sal jou bedrag sal bereken. Oor onderversekering, presies dieselfde versekerde bedrag, met jou skade, en dan word deur die waarde van die bate verdeel. En baie belangrik, soos meneer vir ons vroeër al gesê het, ons moet onthou dat met onderversekering praat ons van 'n AWRI klousule of 'n gemiddelde klousule wat dan daarvan toepassing is. Graad 12, ongelukkig het ons nie meer tyd om te kyk na die verskillende lewenspolisse nie, lewensversekering, termynversekering, wat die belangrikheid is van individue in besighede nie, jou voordele van lewensversekering en uitreiniteit. En meneer het so bietjie daaraan geraak, maar ek wil eerstens vir julle sê baie dankie vir diegene wat vanmiddag ingeskakel het. Nou het jy gesien dat versekering, dit is 'n lywige inhoudsmateriaal wat jy moet kry om te studeer. Ek gaan van die geleentheid gebruik maak om vir meneer Forbes baie dankie te sê en dat hy net gou 'n woord van bemoediging vir julle gee. Eerste Rivier Sekondêr, ek is bly julle ingeskakel, juffrou Boesak. Ek hoop jy gaan weer bo 80% hierdie jaar ook kry. Hom wil sekondêr dieselfde, en dan sien ek hier, as ons hier is, dan sien jy gereelde skole wat ingeskakel is elke keer, en sovoorts wat juffrou Barnard vir ons lees. Sterkte met die skole, en ek hoop juffrouens, menere, daar wat julle is gereeld, julle is getrou, en ek glo julle gaan 100% kry en alles van die beste. Dit is die finale kwartaal waar ons alles moet insit, maats. Ons help mekaar, 'n team, kom ons doen dit
Nie 30% nie, kom ons maak daai juffrou trots aan die einde van die dag en daai manier. Totsiens. Goed, baie dankie meneer Forbes. Graad 12 namens myself. Ons het gesien, ek het met so 'n paar skole wat ek ook betrokke is, dan sê hulle vir my, maar juffrou, ons is ingeskakel. So ek wil ook sê indien Scottsville, Scottsdene, enige van daai skole ook ingeskakel is, Sarepta en sovoorts en hulle kan nie deurkom op die SMS lyn nie, wil ek ook sê en ook vir ander skole wil ek vir julle sê baie dankie vir julle tyd en opoffering aan die graad 12 spesifiek. Dis 'n belangrike kwartaal. Aan die onderopvoeders wil ek sê vele sterkte met die kwartaal en ons lese hier van ons telematies en besigheidstudies. Jy gaan sien dit gaan op die skerm verskyn. Ons sê bly kalm, probeer weer en leer besigheidstudies graad 12. Van my kant af baie dankie. Tot 'n volgende keer. Totsiens.